Gister het ons in Johannes 17 vers 4 en 5 gelees dat Jesus vir sy Vader gesê het dat hy die werk voltooi het wat God aan hom gegee het om te doen. Die kernboodskap van die hele Bybel is juist dit. Ons is net gewoond om dit in 'n ander teks te lees, in Johannes 3 vers 16, en ek is seker almal van ons ken dit uit ons kop uit. As enige een jou vandag sou vra, wat is in wese die kortste opsomming van die evangelie boodskap, sal elkeen van ons sonder om tweemaal te dink dit kan aanhaal. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar dalk omdat ons dit so goed ken, lees ons te vinnig bo oor hierdie vers. Daar staan, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad dat hy Jesus na ons toe laat kom het, om die oorspronklike verhouding waarvoor hy mense geskape het te kom herstel. En hy het dit finaal kom herstel, vir ewig kom herstel. En daarom verklaar Jesus, Vader, ek het my taak voltooi. Ek het die werk waarvoor U my gestuur het afgehandel. Die vrede is herstel en U eer is weer herstel. Ek het U kom verheerlik. Ek het weer liefde op aarde kom vestig, U liefde. Dit is mos natuurlik ook die boodskap van Paasfees. Die aakligste, donkerste dag in die ganse geskiedenis van die hele skepping. En daar was natuurlik letterlik vir 3 ure vanaf 12:00 die middag duisternis oor Jerusalem. Dit was die aakligste dag in die ganse skepping. Die dag waarop die vyande van God onder leiding van die bose vir 'n kortstondige oomblik die wreedste denkbare komplot finaal deurgevoer het, deur die lam van God, wat vlekloos en sonder gebrek was, wat sonder sonde was, dood te maak. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 21, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons vir hom voor God geregverdig kon word. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 18, immers ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gelei, hy die regverdige ter wille van die onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Of soos die 83 vertaling dit vertaal het, hy die onskuldige vir die skuldiges. Christus was onskuldig. Dit was die dag waarop die menslike vergestalting van liefde lewendig aan 'n kruishout vasgespyker is. Maar ons het besluit om dit Goeie Vrydag te noem, want vir my en jou en vir die wêreld is dit die dag waarop Jesus in ons plek die vrede met God gefinaliseer het. Dit is die beste dag van die skepping. En daarom kan Paulus skryf in Romeine 5 vers 1, omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Daarom vier die kinders van die Here Goeie Vrydag. Dit is saam met Paasondag ons heiligste en heerlikste 2 feesdae van die jaar. Dit is die dae waarop ons in die kerke behoort stoele in te dra. Ek sê maar net. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is U ewig dankbaar dat die dag wat vir U die donkerste, aakligste, wreedste dag was, vir ons die Goeie Vrydag is. Dankie dat U dit vir ons, vir die wêreld gedoen het. Dankie dat U vir ons daar kom wys het hoe lief God ons het. Dit dring ons inderdaad om fees te vier op daardie dag, die dag toe U liefde kom hervestig het en die vrede tussen God en mens kom herstel het. Ons loof en prys U daarvoor. Amen.